Goeiemiddag, ek is Jackie January met die 4 uur nuus op RSG in die bulletin. Navorsing oor grondhervorming en volwasse geletterdheid. 'n Brand woed in 'n natuurreservaat by Bellville en die Bloubulle laat die kat uit die sak oor die nuwe springbokbreier. Navorsers het bevind dat dubbel die hoeveelheid grond onder die regering se grondhervormingsprogram aangekoop sou kon word as begunstigdes nie geld gekry het nie. Die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge het in 'n opname bevind dat die regering tussen 1994 en 2009 net meer as 12 miljard rand bestee het om sowat 2,6 miljoen hektaar grond aan nuwe eienaars oor te dra. Daarteenoor is 5,7 miljard rand aan begunstigdes betaal wat geld in plaas van grond gekry het. In die Vrystaat kon die bedrag wat aan begunstigdes uitbetaal is 12 keer meer hektaar grond vir voorheen benadeeldes gekoop het. In nog navorsing wat die SAIRR gedoen het, word getoon dat Suid-Afrika se volwasse geletterdheidsvlak laer is as die van ander opkomende lande, ondanks die feit dat Suid-Afrika meer geld aan onderwys bestee. Die opname toon dat Suid-Afrika se besteding aan staatsonderrig as deel van die totale regeringsbesteding in 2009-2010 boekjaar 18% was. 11% van volwassenes in Suid-Afrika is nie geletterd nie. Suid-Afrika se besteding is meer as Hongarye en Bulgarië wat 10% van hulle begroting aan volwasse geletterdheid bestee. Die lande se geletterdheidskoers is onderskeidelik 99 en 98%. Die instituut sê die navorsing toon dat geld nie die probleem is nie, maar dat beleid behoorlik geïmplementeer moet word en leemtes in leierskapsposisies by skole gevul moet word. Brandbestryders sukkel om 'n brand onder beheer te kry wat in die Platte Kloof Natuurreservaat naby Bellville uitgebreek het. Die brand woed in 'n gebied wat onbereikbaar is vir brandweerwaens en brandspanne. Die hulp van 'n helikopter is intussen ingeroep. Volgens die brandweer word eiendom nie in die stadium bedreig nie. Die veroordeelde moordenaar Donovan Moodley sê 3 dwelmbase was verantwoordelik vir die moord op die student Lee Matthews. Moodley doen in die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg aansoek vir 'n herverhoor. Moodley beloof jare reeds dat die waarheid agter Matthews se moord bekend gemaak sal word. Hy het aan die hof gesê hy is nou gereed om die waarheid te vertel. Volgens Moodley het die dwelmbase hom vir hulp gevra nadat die ontvoering van 'n Franse student skeef geloop het. Dit het gelei tot die ontvoering van Matthews. Moodley sê hy was bang vir die bende en het hulle gehelp omdat hy hulle geld geskuld het. Moodley is lewenslank tronk toegestuur vir die moord op Matthews. Die Casino Vereniging van Suid-Afrika sê hy het die afgelope boekjaar meer as 17 miljard rand tot die staatskoffers bygedra. Die uitvoerende hoof, Derek Oret, sê ondanks die feit dat dit 'n moeilike jaar vir die dobbelbedryf was, het die bruto-inkomste in 2011 met 5% toegeneem. Hy sê 4,5 miljard rand is regstreeks aan die belastingbetaler betaal, terwyl 52,000 werkgeleenthede in die bedryf behoue gebly het. Ek dink dit is vir die bedryf baie belangrik dat hulle hierdie bydrae kan lewer, spesifiek wat werkverskaffing betref, aangesien dit een van die groot prioriteite van die regering is. Derek Oret van die Casino Vereniging van Suid-Afrika. Die Bloubulle Maatskappy het die aap uit die mou gelaat en bekend gemaak dat sy direkteur van rugby, Heineke Meyer, Vrydag as die nuwe Springbok afrigter aangewys sal word. Die Bloubulle Maatskappy het bevestig dat hy met die Suid-Afrikaanse Rugby-Unie vergader het. SARU het tydens die vergadering aangedui dat hy Meyer as Springbok afrigter wil aanstel. In 'n verklaring wat deur die Bloubulle uitgereik is, sê die maatskappy, dit is nie in sy belang om die dienste van Meyer te beëindig nie. Sy kontrak verstryk eers oor 4 jaar. Die bulle sê egter, indien Meyer die pos as Springbok afrigter aanvaar, hy sy werknemers daaroor moet inlig. Tennisnuus, die topgekeerde in die Australiese Ope in Melbourne, Novak Djokovic, het na die halfeindstryd deurgedruk. Die Serviër het die 50-gekeerde David Ferrer van Spanje in skoonstelle 6-4, 7-6, 6-1 geklop. Djokovic kom in die halfeindronde teen die 4de-gekeerde Andy Murray van Skotland te staan. Ten slotte, weer die hoofnuus. Navorsers het bevind dat dubbel die hoeveelheid grond onder die regering se grondhervormingsprogram aangekoop sou kon word as begunstigdes nie geld gekry het nie.
Dit aan die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Judith Libbe.